Môre maatjies en ons kuier weer bietjie in Pongola, né, Kara? Dis lekker hier by julle en ons lees nog hier uit Exodus van Jahwe se tabernakel. Ander sê 'n bietjie tabernakel. Tabernakel. Ja, dit is die tent van samekoms. Dis nou waar Vader Jahwe vir die Israeliete gesê het, julle moet priesters aanstel en dan moet julle 'n tabernakel bou. Dit is soos 'n groot tent. Maar binne in hierdie tent het baie belangrike dinge gebeur, Mianay, en dis waaroor ons vanoggend gesels, Kara. Daar was binne-in, as jy ingekom het, plek om te offer. Hoekom moes die volk geoffer het vir hulle? Sondes. Sê sondes? Ja, ons het baie sondes. En Vader Jahwe sê ons moet offers, hulle moes offers gebring het daai tyd. Ja. En daar was verskillende offers vir verskillende soorte sondes. Maar dan was daar ook dankoffers gewees, om dankie te sê. Daar was baie keer sulke lekker brode wat hulle gebak het. As hulle groot oeste gehad het, het hulle van die oes gebring. Dan noem mense dit 'n fees. Hulle het feeste gehou. Maat, julle kan vir mamma en pappa 'n bietjie vra om vir julle te verduidelik. Hier by Exodus verduidelik Vader Jahwe hoe dit moet lyk. Dan is daar nou 'n baie belangrike deel. Jy het eers offers gebring en die priesters het gewas. Dan binne-in. Nou is daar 3 goed wat julle gou mooi moet luister. Daar was 'n lampstander wat lig gemaak het, wat getuig het van Jahwe se heerlikheid, nê? Soos 'n liggie wat skyn in 'n donker plek. Jahwe is ons lig in ons lewe. Dan was daar 'n tafel met 12 broodjies wat gesê het vir die 12 stamme van Israel, Jahwe sorg en voorsien. En dan was daar so 'n altaar waarop hulle lekker ryk goed gesit het, soos wierook, met koeltjies, dan maak dit sulke lekker rook. Ryk dit 'n aangename geur tot Jahwe. Maar hy het ook rook gemaak daar binne in die allerheiligste. Niemand mag daar gekom het nie. Behalwe die hoëpriester 1 keer 'n jaar as hy versoening gedoen het, want daar binne was 'n baie belangrike item, die verbondsark. Sê verbondsark? Ja, die verbondsark was van hout gemaak, met goud oorgetrek, en die 10 gebooie op die kliptafels is daar binne, 'n kruik met manna wat die Israeliete gehad het, om te eet, om te sê, Jahwe sorg vir ons, en die staf van Aaron. Maat, as ons nou kindertjies was in daai tyd, nee, dis baie lank terug, dan sou ons gesien het, daai priesters, hulle het baie gebid, hulle het baie gesing tot eer van Jahwe, want dis wat daar gebeur het, gebed, en sing, liedjies sing, en hulle het vir die mense geleer van Vader Jahwe, né? Dis soos die Bybelskool, né, Carly? Ja, hulle het vir die mense geleer van Vader Jahwe. Die tent van samekoms, as die tent wat die Israeliete soos in die woestyn getrek het hy saam met hulle getrek. Né, Mianay? En op 'n stadium toe die Israeliete binne in die beloofde land was, toe koning Salomo 'n tempel gebou. Dis dit nou 'n groot gebou gewees. Dit is die plek waar die volk Vader Jahwe gaan dien het en offers gebring het. Skuldoffers, dankoffers, allerhande offers, nê. Maar vra vir mamma en pappa om so 'n bietjie deur Exodus vir julle te blaai. Vader Jahwe gee instruksies, nê, dis presies om te sê hoe dit moet lyk. En dan is daar baie oulike mense wat baie goeie kuns kon doen met houtwerk, naaldwerk. Hulle het dit gebou. Binne 'n jaar is hy klaar. En nou is ons hier op die einde van Exodus, die laaste hoofstuk van Exodus. Carly, raai bietjie hoeveel hoofstukke het Exodus? Hy het 40, kyk bietjie hierso staan. Die 41, ekskuus, het Exodus, ek spreek verkeerde boek, ou Carly. Walde het nie sy bril op nie. Ja, sy, Exodus hoofstuk 40. Die oprigting van die tabernakel. So binne 'n jaar was hy gebou gewees en kon die Israeliete Vader Jahwe begin dien het daar. Ek dink hulle was baie opgewonde. Toe hulle sien hoe mooi dit lyk, toe alles by mekaar kom, né? Die mooi lappe en geweefde matte, die houtpilare en die altare. Ek dink hulle was baie bly toe hulle sien hy's voltooi en nou kan hulle vir Vader Jahwe offers bring. Volgende week gaan ons daaroor gesels. Die eerste
offer by die tabernakel. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Vader Jahwe, baie dankie dat ons in die woord kan lees van die tabernakel, die plek waar die volk geoffer het vir u en waar u met hulle gepraat het. Dankie dat ons hartjies vandag die tempel kan wees, dat Yeshua van ons lewe 'n tempel maak van u gees. Ons loof en ons prys u. Amen. Maar julle moet soet wees en vat so 'n bietjie tyd om vragies te vra vir mamma en pappa. Vra 'n bietjie vir hulle, weet hulle hoe hierdie tabernakel gelyk. Totsiens, tot volgende week.